Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, die Here. Amen. Filippense 2 vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons doen vanoggend 'n skuldgebed vanuit Psalm 19. Wie van ons sien ons eie dwalinge raak? Vergewe ons sondes wat ons onwetend doen, Here. Weerhou ons van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor ons heers nie. Dan sal ons onberispelik wees en vry van die mag van sonde. Mag wat ons sê en wat ons dink vir U aanneemlik wees, Here. U is ons rots en ons verlosser. Amen.
vanoggend vir die paar verse uit Psalm 19. As 'n belydenis, wat glo ek en jy oor die woord, oor die wil van die Here? Psalm 19 skryf so mooi daaroor. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit onderhou, groot is sy beloning. Here, dankie vir hierdie tyd wat ons weer saam met mekaar kan wees en in U teenwoordigheid kan wees. Wat 'n geweldige voorreg is dit vir ons. Hier waar ons weer opnuut U aangesig kom soek, opnuut weer by U wil kom hoor, hoe is U by ons teenwoordig? Hoe is U ons Here? Ons gaan vanoggend lees uit 'n verhaal van die Israeliete op hulle tog deur die woestyn. En Here, ek bid dat U daardie verhaal sal gebruik om ons opnuut te bemoedig en ons aan te spoor om vas te bly hou aan U wat die betroubare is. Amen. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by die Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nog gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Vriende, die vraag wat gevra word hier in Exodus is die Here by ons of nie? Dit is 'n baie belangrike vraag, wat nie net vir hulle nie, maar ook vir ons vandag baie aktueel is. Want miskien het baie van ons, en nie elkeen van ons nie, al op een of ander stadium van ons lewe hierdie vraag gevra. Israel vra die vraag omdat alles wat hulle op daardie oomblik ervaar het, vir hulle op die teendeel gedui het. Mans, vrouens, kinders en hulle diere, almal in die skroeiende son, daar's geen water in sig nie. Daar's geen positiewe teken dat hulle hierdie ding kan en gaan oorleef nie. En nou begin hulle daaraan twyfel of die Here wat hulle tot hiertoe gelei het en vir hulle sê dat hy vir hulle omgee, of dit waar is, want hier is nie eens water beskikbaar nie. Hulle twyfel aan God se liefde, sy teenwoordigheid. Exodus is die groot uittogboek, maar dan met ander woorde ook die woestynboek, want vanuit Egipte gaan Israel in die woestyn in. En in ons teks sien ons een van verskeie verhale wat vertel van nog 'n moment waar God se ingryping in Israel se pad vir hulle op sy teenwoordigheid, sy hulp kom wys het. Ons sien 'n bekende patroon hier, soos ons dikwels daar in die Genesis verhale sien, Exodus verhale. Eerste is die volk kla, tweedens Moses tree in, en derdens God voorsien. Dit is 'n soort van herhalende patroon in die Exodus boek. Kom ons stap net so vinnig deur die teks, om ons net te vergewis van wat gebeur het. Die teks sê, waar die gebeure afgespeel het, by 'n plek met die naam Refidim. Niemand weet vandag presies waar daardie plek is nie. Maar miskien is dit nie so belangrik nie. Die belangrike ding wat ons hier moet sien ook is, dat daar staan dat die Here het hulle reis bepaal. Daar staan vers 1,
op bevel van die Here het hulle getrek tot daar by daardie plek uitgekom. En ons sien die ironie eintlik, die teenoorgesteldes in hierdie verhaal. Een oomblik word gesê die Here is teenwoordig, hy het gesê hulle om dit doen, volgende oomblik stry hulle, waar is hy? En dit is soort van die dilemma waarin mense hulle self bevind. Nou toe hulle op die plek aankom, was hulle moed baie min gewees en hulle frustrasievlakke was baie hoog. Hulle het met Moses begin stry. Sommige Engelse vertalings sê hulle het met hom gekwarrel, die Engelse woord kwarrel. Die Hebreëse betekenis dui op 'n regsgeding of 'n dispuut wat verklaar is. So hierdie murmurering van hulle was regtig ernstig. Daarom dat Moses besef, dit kan lei tot 'n opstand en dit kan ook tot sy dood lei. Moses word verantwoordelik gehou vir die volk se ontberings. Hulle verwag dat hy die oplossings moet gee, want dit is hy wat hulle tot hier gebring het. Die ironie is natuurlik nou, soos gesê, dat wanneer hulle ongelukkig raak, hulle vir Moses blameer nie vir God nie. Dis asof God nie daar is nie. En dit alles, terwyl hulle weet dat dit is op God se bevel wat hulle gekom het, dis God wat hulle uit Egipte verlos het, en nou met hulle pad loop. Dit wys voortdurend hierdie stryd in mense, dat ons weet van God, maar ons sien hom nie, ons vertrou hom, maar dan weer nie. Daar's altyd hierdie kurwe van die rollercoaster sou ons kon noem, van ons nou is ons op 'n hoogtepunt in die geloof, en dan skielik is ons op 'n laagtepunt. Wat doen Moses? Hy probeer hulle aantuigings verplaas en hy herinner hulle daaraan dat dit eintlik die Here is wat hulle leier is. Dat hulle eintlik met hom dan nou in 'n dispuut gaan. Maar die werklikheid van hulle dors en hulle ontbering is so groot dat hulle maar aanhou stry, selfs al moet dit dan teen God wees. Moses voel die verbitterdheid van die groep mense aan. En dan tree hy op en hy doen dit wat die volk eintlik moes doen. Hy roep om hulp by die Here. En dan kry hy die opdrag van die Here om voor die volk uit te beweeg en die leiers met hom saamneem. En God beloof aan Moses dat hy sy teenwoordigheid op die rots by Horeb sal ervaar. En dit is dan een van die baie belangrike temas ook in Exodus, wat ons altyd moet onthou. Naamlik, die Here is teenwoordig, ook en juis daar, waar die volk dit nie meer raak sien nie. Die Here is teenwoordig, daar waar ons dit nie meer raak sien nie. Nou, in hierdie verhaal kry hierdie risie ook 'n naam. Daar word gesê, hierdie gestryery het daartoe gelei dat hulle die plek genoem het Massa, onder andere. Dit verwys my na die woorde van stryery en stryd wat daar was. En dit is om die volk te herinner dat as hulle weer in die toekoms verby hierdie plek reis, dan moet hulle onthou dat hulle op die plek vir die Here gevra het, Here, is U by ons of is U nie? En dan moet hulle onthou hoe dat die Here vir hulle geantwoord het, hoe dat hy voorsien het, toe hulle so ontsteld was. Ons moet nie dink dat hierdie verhaal maar nie doodgewoon bietjie ongeloof van Israel aandui nie. Dit sal ons help as ons regtig ons indink in die teks. Jou verbeel, hoe voel dit om in die woestyn daar te wees, die hitte, die dors, die vrees vir jou kinders, jou vee en so meer. Wanneer ons so bietjie inleef in hierdie verhaal, dan kom ons agter dat hier is 'n werklike geloofstryd aan die gang, nie maar net gewone ongeloof nie. So dis nie 'n teoretiese vraag of die Here by ons is of nie, dis 'n werklike dors en 'n werklike vrees wat hulle tot op hierdie punt gebring het. En dis hier waar die raakpunt met my en jou lewe ook is. Ons het ook vandag vrese en onsekerhede, wat maak dat ons baie keer ook maar hierdie vraag vra. Ons sal sien dat mense het in die verlede ook hierdie vraag gevra, en hulle was dikwels meer God se ver weg wees ervaar as sy naby wees. Ons lees dit in verhale van ouds, geloofshelde van ouds, hoe dat hulle ook 'n stryd gevoer het. So, ons wil graag meer van God sien. Ons wil graag meer van hom ervaar. Ons wil hom so graag aanraak. Ons wil seker wees hy is by ons.
Maar vanaf die Bybelse tyd word daar vir ons vertel dat ons eintlik moet vertrou op die onsigbare, op dit wat nog nie seker is nie. Dink aan Hebreërs 11, waar die definisie van geloof gegee word. Daar word gesê, geloof is om te glo wat jy nog nie kan sien nie. Om te glo dat dit wat nog onseker is, waar sal word. En dan word gesê hoe dat dit vir mense in hulle lewens plaasgevind het, soos byvoorbeeld Noag wat 'n ark moet bou terwyl dit nie reën nie. Abraham wat na 'n land toe moet gaan wat hy self in sy eie lewenstyd nooit gesien het nie. Maar dis die belofte wat God maak. Dis die reaksie van Abraham. In geloof volg hy, al kry hy nie die finale antwoord in sy lewenstyd nie. 'n Skrywer met die naam Belden Lane skryf in 'n boek The Solace of Fierce Landscapes dat God soms rof speel. Hy sê dis asof hy mense uitlok sodat hy ons weer kan oorlaai met sy liefde. Nou ons wil nie altyd so speel nie. Ons soek na meer versigtige speletjies waar ons weet waar ons staan. Nou die Israeliete het nie geweet waar hulle met God gestaan het op daai oomblik nie. En hulle het miskien verwag dat water uit 'n fontein moes kom of uit 'n oase uit wat in die woestyn is. Maar toe kom dit ook vanuit 'n baie onverwagse plek, uit 'n klipharde steen, 'n klip, 'n rots. Dit het gebeur nadat die Here voor hulle uitgegaan het en opdrag aan Moses gegee het. En so wys hy dat hy hulle gehoor het en dat hy hulle in hulle nood te hulp kom. God gee om. Dit beteken egter nie die res van hulle woestyntog het nou gepaard gegaan met duidelike riglyne en tekens asof hulle 'n padkaart voor hulle gehad het waar elke stoppunt sou wees met water ensovoorts nie. Nee, net die teendeel is eintlik waar. By baie plekke moes Israel weer voor keuses staan of hulle God wil vertrou sonder enige sigbare bewyse. Iemand skryf, mense wat met God op pad is altyd besig om te beweeg van een geleentheid om gehoorsaam en vol vertroue te wees tot by die volgende geleentheid en dan weer 'n volgende geleentheid. So geloof is nie maar net woorde nie. Dit is nie net om te sê ek volg die Here nie, maar dit is daadwerklike navolging. Dit is om die daad by die woord te sit. Dit is om telkens vas te vertrou dat God weer uitkoms sal gee, soos hy die vorige keer gegee het. Dit is 'n pad van volle oorgawe aan hom. Vriende, ons ken ook nie ons eie omstandighede in so 'n mate dat ons met sekerheid kan weet wat môre gebeur nie. Ons is in die vooraand van 'n nuwe somer. Ons het reën nodig. Ons is in droogte. Baie mense het nie in die vorige reenseisoen en die vorige genoeg reën gekry nie. Wat gaan vanjaar gebeur? Ons is onseker. Wat gaan met COVID gebeur? Gaan dit weer opvlam? Gaan dit weer ons lam lê, weer ons inperk? Ons weet nie. Wat gaan met die ekonomie gebeur? Wat so geval het, in 'n laagtepunt bereik het, gaan dit optel? Ons weet nie. En in sulke tye vra die Here dat ons hom moet vertrou, dat ons onsself moet oorgee aan hom. Hy sal op die mees onverwagte maniere vir jou en my uitkoms gee. Ons moet ons oë oop hou en ons moet wagtend wees om hom raak te sien. Mag die Here jou help daarmee, want om geloof te hê is nie maklik nie. Dit is om getoets te word jouself, of jy aan die Here vashou of nie. Die sekerheid wat ons wel het, is dat ons glo in God, en die Here sê hy is betroubaar. Kom ons hou vas aan daardie oortuiging. Die Here, hy kan, en hy sal ons uithelp. Ons hou vas aan hom. Amen. Here, dankie dat ons vanuit die woord lees en hoor die getuienis van ander mense, dat U oor alle tye betroubaar was. En ons kan ook terugkyk in ons eie lewens en sien dat U ook vir ons daar was op die moeilikste van tye. Daarom bid ons, Here, dat ons in die geloof sal vas staan. Ons weet wat ons aan U het, en ons wil dit nie prysgee nie.
Maak ons sterk in die geloof. Ons vertrou op U. Amen. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Toch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Die Gees van die Here is by jou en in jou, en hy sal jou bemoedig om in geloof te volhard. Amen. Mag jou week baie mooi wees, mag jy die Here se teenwoordigheid ervaar. Totsiens.